Welkom terug met groot ontbyt. Jy raas baie met daai ding. Chef Karen Blanchet, sy's 'n raserige mens, maar sy's, jy weet, outgoing, dit help. Hoe gaan dit met jou? Goed met jou? Lekker, dankie. Hoor hierso. Al die ou mense by die huis, haal nou jou souttande uit en sit jou soettande in, want hier is 'n besigheid. Wat maak jy vanmôre vir ons? Ons maak 'n resepie met die naam is tempura banana. So tempura pisang, ek weet nie wat die Afrikaans woord. Tempura? Ja, tempura. Tempura pisang. Ja. En ek weet, ek is jammer, ek weet jy's nie mal oor 'n warm pisang nie, maar hier's ander lekker goedjies wat jy om dit kan eet. Nou, hierdie is eintlik 'n baie spesiale resep vir my. Dan gaan ons my ouderdom weggee. Ek is nou 7, so graad 9 geleer by 'n vriendin en al ouers was hierdie tipe van mense, almal was welkom. So daar was aande gewees het ons vir 9-10 mense kos gegee het. En hierdie was 'n maklike, goedkoop nagereg gewees. Jennifer. Lekker, nee? Ek sien jy het ook 'n lepeltjie van hierdie. Dis lekker, nee. Wat is dit? Tel vir my, wat jy het my gegee net voor ons begin sê hier. Ja, eet. Want ek weet jy hou nie van die pisang nie, so ek moet jou op 'n ander manier tevrede stel. Wat is baie eerlikheid hier. So dit is 'n karamel sjokolade ganache. So ons het karamel sjokolade gevat, bietjie room bygesit. Toe het eenvoudig net saamgesmaak. Okay, maar ek loop seker voor uit, ekskuus myself. Ek wil sê jy hoef niks verder te maak nie. Jy kan net vir almal so lepel gee van die pizza. So jy begin met 'n warm olietjie. Ja. So ons olie word warm soos wat ons gesels. Ons maak 'n tempura hierso. 'n Eier. Ja, daar's 'n eier. Daar's omtrent so 'n koppie meel in, so 2 eetlepels maizena, cornflour. En dan hier is ons die geheimpie. Ook hier ook. En 'n bietjie bruismeel. Bruismeel. Daar's hy. En dan sodawater. Soda of sparkling water. Weet jy, ek het 'n vriendin wat altyd sê dis water wat praat. So dis 'n maklike manier. Raaswater, ja. Raaswater. So hierdie is omtrent so dun. Verskriklik. Soos 'n pannekoekdeeg. Ja. So jy kan dit gebruik vir vis, jy kan dit gebruik vir soetgoed, hy is neutraal. Regtig? Jy sien dat ek nie sout of suiker of enige sweets ingesit nie. So jy wil hom net klits. Jy gaan nou vir my nog 'n bietjie bygooi. Jy wil net klits sodat jy geen klonte het nie en dat jy lekker smooth. Jy kan my nog so klein bietjie water gooi. Daar's hy. So jy kan, daar's baie vrugte wat jy hiervoor kan gebruik, soos ek sê, selfs vis, selfs groente. Met groente gaan jy miskien al 'n bietjie sout bysit, jy kan 'n lekker doopsousie maak daarbey. Baie opsies. Maar ons so die sodawater gee hom 'n ligte die borreltjies. So bruis en bobbel. Gee hom 'n ligte en dis die tempura deegie nou. Nou gooi jy mens. Ek is jammer, jy gaan nou kyk. Ja. So in 'n ideale wêreld wil jy jou deegie met 'n bietjie staan, maar ons het nou niks tyd daarvoor nie. Nee. Dis enige deegie, gewoonlik so 15-20 minute. 15-20 minute laat die deeg. Ja, ons het TV wêreld is ons nie daai vir 'n deeg om te rus. Maar ons gaan direk ingaan met ons pisangkies. Vrou, ek sê jou dalk vergewe vir warm pisang. Hierdie gaan lekker wees, ek beloof jou. En ek weet, maar die geheim is hierso om dit nie te oordoen nie. So ons wil nie die pisang so lank in die olie hê dat dit binne te papperig of sag word nie. Moet jy sê moet dit nie oordoen nie, tog ek moet nie te veel daarvan eet nie. Dit ook. Nee, jy kan eet net soveel soos wat jy wil. Wie gaan wie nou oordeel hierso? Nee. Hier is geen oordeel nie. Ja, Okay, nou soos jy sien, hierdie is lekker vinnig, bruin en bros. Kyk al. Jy kan sommer hoor, jy kan sommer sien, dit is soos wat 'n visdeegie sou gewees het. Dit is so vinnig. Dit is so vinnig. Okay. So, terwyl hierdie nou klaar word. Hierdie deegietjie is briljant vir enigiets. Hoekom maak 'n mens enigstens 'n batter vir iets anders as hierdie? Dit is so vinnig en so maklik. Right. Ons 'n proteïelepeltjie. Ek sal nou maar gesniep. So hierdie is tuisgemaakte karamel. Suiker, room, botter, al die mooi dinge in die lewe. Ja. Ons jy kan. Mag ek, dankie. Jy mag. Gaan ek. Ja, Jennifer, ek spoor jou. Ek gaan omdraaitjie. Is okay, ek sorg vir Jennifer. Agter die skerms. Dankie. Hoorie so die karamel wat in. Dis nie 'n gewone karamel nie. So lekker, né? Jy begin met suiker. Ons noem dit 'n dry caramel. Ons karameliseer hom net so in die pan en dan sit ons by botter, meng dit in en dan room. En dan as ek stout is, 'n bietjie wit sjokolade ook. Daar's hy. Ons gaan begin met net 'n ou koekie, 'n bietjie bros. 'n shortbread beskuitjie. Daar is ja. Ja. 'n kort brood beskuitjie. Ja. Reg, kyk hoe mooi word hierdie piesangs nou. En ons gaan hulle stadig en jy kan natuurlik nou, jy kan hulle meer bruin hê. En hier is fantasties, soos ek sê, jy kan alles nou voor die tyd af prep.
Ja. As sulks. En as mense kom dan kan jy dit vars maak, dan is daai piesang nog warm. Want ons hou nie van 'n deegie wat gestaan het nie. Nee, so 'n papdeegie is lekker. nie. Eet hom nou. Ja. Maak hom nou, eet hom nou. Maar jy kan al jou ander goedjies vooraf doen. Hierdie is fantasties om te bedien saam met roomys ook. So lekker. Leonard sal hierdie so geniet het. Warm en die koud. Ek wil net vinnig, ons sal dit nou doen, maar ek wil 'n piesangkie in die middel sny net om te wys. Jy kan natuurlik is cinnamon sugar. O ja, kaneel en 'n suikertjie boor. Kyk die piesang besigheid. Watch nou. So kyk daar, dis nie pap binne nie. Kyk daar. Kyk daar. Dis nog lekker hard. Ek kyk hoe mooi hy gebros. Gaan jy 'n kans vat en eenetjie eet? Ek gaan 'n kans vat. Hy's nog warm, soos kan laat koud word. Okay, so. Ja. Maar jy moet dit vinnig maak want jy my bystaan hier. Dankie. Jy gaan nou wees. Dit is vir duidelik by in jou salaris inwerk. Wat is daai nou? So hierdie is die karamel, die karamel ganache. Net sjokoladietjie by. Met sjokolade. So natuurlik soos ek sê, hierdie is dis wat ek geleer het en hy is waar baie mense met skool kry en ons het net dit gehad met bietjie roomys. Maar ons maak hom nou fancy. Daar sê ons. Wil jy vir my sê dis nou oral? Dis fancy. Dis baie fancy. Dis fancy. So ons het 'n ongelyke gevalle. Asymmetries is die woord waarna jy soek. 'n bietjie pekanneute, fyn pekanneute? Ja. Of as jy nie van pekanneute hou nie ietsie anders. Ja, nog iets anderste. En dat ons hierdie ou lekker dingetjie. Daai sjokoladeballetjies. Ja, en hulle is so lekker crispy binne. Crispy en crunchy. Ek sal die bakkie hier so los as ek ry, ek beloof. Ag, net vir so 'n bietjie kleur, ons het gedroogde roosblaartjies hierso. Roosblare? Ja, ek weet ek klink nou Jy sien, niemand verstaan dat jy gedroogde roosblare ook daarop kan sit nie. Dit is niemand verstaan dit nie. Wag, ek skryf hier dat die kamera kan kry want hierdie moet jy kyk. Daar's hy, kom hy. Wat? Ek voel dis 'n goeie kamera shot daai. Jy maak TV meisie. Maklik, vinnig, goedkoop. Goeie genade. Bietjie roomys, bietjie karamel. Wat noem mense dit? So dis tempura banana, tempura pisang. So as jy solank jy die deegie kan meester, kan jy soveel dinge heen maak. Soos ek sê, jy kan groente doen, jy kan vis doen, jy kan vrugte doen. En ja, natuurlik gaan jy jou sousies en jou bykomstighede gaan ons nou pas by wat jy doen. As jy vis doen, lekker tartar sousie daarbey of net 'n mayotjie wat jy wil. Ja, en die groot geheim is ook jy maak, jy bedien direk. Maak en bedien, hou dit warm. So dis 'n groot geheim. Weet jy wat, ek gaan vir julle iets. Die soetigheid is alles baie special, maar ek dink die ster van hierdie ding is daai tempura deegie. Natuurlik. En dis versatile. Dis fantasties. Baie dankie Karen Blanche dat jy is die versoeking, jy weet dit. Direk van die duiwel af. Nou moet ons die soetgoed eet vroegoggend. Dankie dat jy ons môre kom versoek het. De Lilla. As ons terugkom nou net vir dese breek gesels ons met Nicholas Lou.